Die eerste 6 jaar van 'n kind se lewe is van kardinale belang. Dit is die fondament waarop die res van die kind se lewe gebou word. Ek is Leandie Brazer en jy kyk na Skoolslim. En vandag by my in die ateljee het ons vir Dr. Melody De Jager. Sy is die stigter van Mind Moves Instituut en dan ook van Baby Gym. So Dr. Melody De Jager, baie welkom. Baie dankie. Dankie dat ek kom kuier. Ja, hierdie is ook nou 'n baie spesiale episode want dit word verfilm tydens ons SOS Nasionale Kongres waar jy ook 'n spreker is en dan natuurlik is dit ook by Marula Media. So ons is baie bevoorreg om dit saam met jou hierso te kan doen. Ek wil sommer inspring deur jou te vra, jy sê as ons 'n kind se ontwikkeling werklik betekenisvol wil beïnvloed, moet ons voor die ouderdom van 6 begin en hoekom is hierdie eerste 6 jaar so belangrik? Eintlik is dit voor jy swanger raak met 'n kind. Dis waar skoolgereedheid begin. So want wanneer jy voor jy swanger raak, bewuslik swanger raak, jy kyk na jou gesondheid, Ja. natuurlik gaan die kwaliteit van die babatjie beïnvloed word. Mens dink net eintlik nie baie daaraan nie. Ja. Geboorte is baie belangrik, want in daai, met ander woorde, dit is 6 en 'n bietjie jaar, want 'n kind gaan ons op jaar wanneer hulle 7 word eers graad 1 toe. Ja. So daai 9 maande in utero en daai eerste 6 jaar, nie 6 maande nie, is van kardinale belang want eintlik skryf dit die resep vir die res van jou lewe. Ja. Verstaan jy, in daai tydperk word die brein gevorm. Wel, die eerste jaar na geboorte, met ander woorde die tydperk in utero en die eerste jaar is die tyd wat die brein die meeste ontwikkel in ons hele lewe. Ja. Verstaan jy? En dan ontwikkel hy nog 'n stuk heeltemal anders. Hy gebruik wat klaar ontwikkel is en ontwikkel by tot op 6. En daarna is daar vir die res van ons lewe ontwikkel die brein. Maar daai eerste 6 jaar plus die tyd in utero is die tyd wanneer die brein die heel meeste ontwikkel. Dit is ongelooflik belangrik. Ek wil sommer vra net uit my persoonlike ervaring ook en ek dink baie ouers het eintlik daai vraag ook. So my dogtertjie is byvoorbeeld nou nog nie eens 2 jaar oud nie, maar sy is in Desember gebore. En almal sê vir jou, maak seker jou kind word nie in Desember gebore nie. Wat sê mens vir so 'n ouer? Want ek wil ook graag weet, jy weet, beïnvloed dit sekere goed van die ontwikkeling? Kom ek antwoord vir jou so, 'n babatjie wat in Desember gebore word, is 'n pap babatjie in Desember. Maar hulle gaan skool toe saam met kinders wat dan reeds loop. Ja. So die vraag is daar 'n verskil tussen die brein van 'n pasgebore baba en 'n baba wat in Januarie gebore was en reeds loop? Want hulle sit in dieselfde klas, hulle gaan met mekaar kompeteer as jy dit so wil stel vir die res van hulle lewe. So ek weet nie wat is ons haas nie. Ek weet eerlikwaar nie wat is ons haas nie. Daardie kindjie het soveel speel nodig as wat hulle enigsins kan kry. So dis baie moeilik, veral vir pappas snaaks genoeg. Maar dit is, ons moet altyd kyk wat is in die beste belang van die kind. En dit is geen refleksie op hulle IQ nie. Dis geen refleksie op jou ouerskap nie. Die ander het 'n klomp maande se ontwikkeling wat jou kind nie het nie. So mens sit jou kind op 'n agtervoet. So dis wonderlik as 'n mens na 'n mens se kind kyk en jy kyk soos Graham Codrington het gesê, 'n mens se kinderjare, daai eerste 6 jare is so ongeveer 4% Ja. van 'n mens se totale lewe. Hoekom in die dag dis lewe jaag ons so? Ja. Hoekom jaag ons so? Ek moet daarom net by sê, sy aanname was en dit lyk asof mense in die eerste wêreld soos wat ons is, ongeveer 120 jaar oud gaan word. Verstaan? So Ja. wat is die haas? Ja. Geef jou kind kans om te ontwikkel, gee jou kind kans om kind te wees. Dis baie waar. Dankie. Nou wil ek ook sommer gerus, so net vir enige ouer wat bekommerd is daaroor, Ja. is net vat die tyd en jy weet die Here bepaal nou wanneer 'n kind gebore moet word. So wees net rustig en geniet elke Absoluut. oomblik saam met hulle. Absoluut. Ek kan vir jou sê in my eie gesin het ons is een van my kleinkinders is in Desember gebore. Ja. En dit is ongelooflik om die pad te kon stap saam met pappa en mamma om die besluit te neem dat hy gaan herhaal. Verstaan, nie dop nie, jy kan nie graad R dop nie. Ja. Jy kan nie dop nie. Ja. So, maar herhaal en as jy hierdie jaar sien hoe hy floreer, hoe hy in menswees, nie net in IQ nie, Ja. in menswees gedui. Daar is geen ander opsie nie. Dit is wonderlik. Ja, ek het nou nogals gesien net vir die gesprek is dat my dogtertjie het nooit normaal gekruip nie. Sy het op 'n boude gekruip, maar nou sy hardloop, sy loop. Ja. Sy hardloop sommer. So
mens moet eintlik net dit rustig vat. Absoluut, absoluut. So, Dr. Melody, wanneer ons praat van 'n brein wat gereed is om te leer, waarna kyk ons eintlik prakties? Na die fisiese brein. Maar 'n mens moet altyd onthou die brein is in 'n baie dik skedel. So hoe raak die brein vol? Want die brein word nie vol gebore nie. 'n Kind moet 'n enorme klomp goed aanleer. So kom ons definieer leer as die vermoë om aan te pas. Ja. Kyk, as 'n babatjie wat pasgebore is, daai babatjie se apgartelling sê vir jou in watter mate het die babatjie, is hulle eerste toets, het daai baba suksesvol aangepas. Ja. Verstaan, so gereedheid het te doen met jou fisiese gereedheid. Die inligting moet in jou brein kom, hoe? Deur jou sintuie. Ja. Dan moet dit in jou brein verwerk word. Dis 'n baie lang, baie ongelooflike mooi storie, hoe al die sintuie se inligting oor mekaar moet val, dat hulle een boodskap maak wat na die brein toe moet kom. Dis fisiese prosesse. Dan moet die brein daaroor kan dink, die kind moet die taal ken. Verstaan jy? Maar dan is dit nog net in die brein, nou moet dit nog uitkom, so dit moet na die spiere toe gestuur word. So gereedheid vir leer, ongeag jou ouderdom. Of jy gaan aftree, is ook 'n gereedheid vir leer, want jy moet leer om af te tree. Dis nie 'n natuurlike ding nie. So daardie gereedheid beteken, dis fisiese gereedheid, maar dis ook emosioneel, want jy voel ek kan, want ek het genoeg sukseservaring sover gehad. Verstaan jy? En ek pas waar ek is. Ja. So, en ek ken die taal, daai goed is al 4 ongelooflik belangrik vir 'n persoon om gereed te wees vir 'n aanpassing vir 'n volgende fase. Ja. So baie ouers dink skoolgereedheid beteken 'n kind moet letters, syfers en kleure ken. Maar wat mis ons as ons skoolgereedheid net akademies verstaan? Nee, dis wonderlik as 'n kind kleure ken en vorms en so aan, want so leer hulle om abstrakt te dink. Net so hoe oud is hy? 3 jaar oud, klap 3 keer. Verstaan jy? Al daai is ontsettend belangrike goed. Maar ek het self vir jare gedink leer is 'n kognitiewe funksie. So ons moet kognitief werk en nooit besef hoe ongelooflik belangrik is die rol van die fisiese lyf in jou denkproses nie. En jou fisiese lyf in jou selfbeeld en in jou selfvertroue en jou vermoë om maatjies te kan maak en kan pas in 'n groep. Verstaan? So as 'n mens net aan skoolwerk dink as leer en dan as skoolgereedheid, het jy moeilikheid, want lees en skryf hoort nie voor graad 1 nie. Dit hoort nie voor graad 1 nie. Ja. Hoekom nie? Want as jy gaan lees en skryf vir die res van jou lewe, daar is soveel liggaamsdele, breindele, inligting, vaardighede wat bymekaar moet kom, spelenderwys, sodat 'n mens gereed is vir die abstrakte goed, soos die A in 'n kom en 'n punt in 1 2 3 en al daai soort van goed. So gereedheid is ongelooflik belangrik. Dit bepaal skoolgereedheid, bepaal die traject van jou lewe. Wat ek daarmee bedoel, hoe minder skoolgereed jy is, hoe laer is jou kanse in die lewe 'n mens kan verander. Dis kom maar terapie is en remediering en sulke goed. Maar dan moet jy reg maak. Verstaan jy? Jy moet reg wees. Elke kind wat nie skoolgereed was nie, is later 'n kind wat by remediering eindig. So vir my as 'n ouer ook self, die raad wat jy sal gee vir enige ouer wat hulle kind is dalk in die kleuterskool, maar nou is hulle onder 6 jaar. Hoe kan 'n ouer begin om hulle kind leer om skoolgereed te wees? Wat kan hulle met hulle doen prakties by die huis? Weet jy ek dink een van die probleme is ons dink te veel aan ons moet goed aan kinders doen. Verstaan jy? Leer beteken ek moet hierdie wysheid in my kop en hierdie kind se kop druk. Hoegenaamd glad nie. 'n Mens moet lewe en jou kind moet betrokke wees as ouer. Moet deel wees van jou lewe. As jy kos maak, laat jou kind saam met jou kos maak. Tel hoeveel mense is ons, tel hoeveel mense en vurk het ons nodig. Maar die kind gaan hulle self sny met die mes. Ja, maar miskien 1 keer, maar so leer hulle om versigtig te wees. Verstaan jy? Ons kinders raak so ver verwyder van die werklikheid. Dat ons dink leer is 'n ding vir 'n klaskamer, dit is nie. Dis as jy bad, is daar wat dryf, wat sink. Wat verander, hoe kan water gooi? Hoeveel keer van hierdie koppies moet ek in daai een gooi? Verstaan jy? Ja. As ek aantrek, wat kom eerste, wat kom tweede, wat kom derde? Is dit eers my bo-broek of eers my onderbroek? Verstaan? Daar's nie leef net. Leef net en praat met jou kind en lees stories. Ja, storie lees is so belangrik. Ongelooflik, maar maak jou kind deel van jou lewe.
Verstaan jy, dis ongelooflik. As jy kar was, dis nie kinderarbeid nie, Ja. dat jou kind kar was. As jy as wasgoed na die masjien toe gedra moet word, laat jou kind dit dra. Dis terapie, maar jy betaal nie daarvoor nie en jy kry nog werkie gedoen ook. Ja. Verstaan jy? En die belangrikste ding, 'n kind voel goed oor hulle self. Ek pas, ek hoort. Kom ek gee gou vir jou 'n voorbeeld. As mens na 'n babatjie kyk en die babatjie is darm nou al so 'n paar maande oud, waarmee speel hulle almal? Almal reg oor die hele wêreld as iemand 'n TV het. Dan speel hulle met ma se handsak, as hy handsak het, Ja. die sleutels, die Okay. afstand beheer, is dit nie, en die telefoon. Hoekom wil hulle daarmee speel? Want waaraan jy raak, wil hulle raak, want dan voel hulle, ek soos jy, ek is Ja. deel van jou lewe. Verstaan? Jou vraag was, wat doen 'n mens prakties? Betrek jou kind by die lewe. Ja. Betrek jou kind in dit wat jy doen by die huis. Dis nie kinderarbeid nie. Ja. Dis ongelooflike opvoeding. En gesprek, verduidelik. Hier gebeur soveel goed op die TV, in ons direkte omgewings met ons familielede. Praat met jou kind daaroor. Moet dit nie onder die matjie invee nie. Hê gesprek. Help hulle. David Feuerstein, na die Tweede Wêreldoorlog, die mooiste dinge gesê. Hy het gesê, 'n kind het nodig, jy lees in my kop in Engels. 'n kind het 'n omgee volwassene nodig wat die werklikheid ontsluit, dit wat die kind regtig beleef, Ja. dit ontsluit, wat beteken dit? En dit betekenis gee. En dis wat die ouers se rol is. Vir jou kind, ontsluit die wêreld, dit wat gebeur. Praat daaroor met mekaar. Ja. Klink vir my meer nou soos lewensgereedheid wat eintlik baie belangrik is, want dit vat hulle nog meer verder saam met hulle. Maar Ja. lewensgereedheid is regtig, dit is soos die lyf ontwikkel. Ja. Dis soos jou emosies ontwikkel. Dis soos jy sosiaal ontwikkel, want ek is deel van 'n gesin. En al hierdie gebreide gesprek wat kognitiewe ontwikkeling is. Ja. Jou werk beklemtoon beweging, liggaamsbewustheid en dan sensoriese ontwikkeling. So help kruip, rol, klim, balanseer en speel 'n kind later ook met lees en skryf en ook konsentrasie asook probleemoplossings. Sal dit help? Absoluut. As 'n mens net mooi kyk, wat is generies in alle babas reg oor die wêreld, dan sien jy die mylpaale wat jy nou net genoem het, Ja. is generies oral oor. Al die babas bereik nie al die mylpaale nie, maar dit is beter, want dit is die liewe Vader, die Skepper, se model, sê elke baba moet deur al daai fases gaan, want elke fase bou 'n ander deeltjie van die brein Ja. en sit 'n ander sintuig en 'n ander deel van die brein bymekaar en koppel daaraan 'n klomp spiere. Ons praat van sensoriese motoriese ontwikkeling. So dink aan beweging is die grootste geskenk wat die Here vir ons gegee het. Jy weet, as jy begin lewe, begin jy met beweging. Inasem is beweging. As jy doodgaan, is jou laaste ding wat jy doen beweging. Ja. Verstaan jy, beweging is soos ons die brein bedraad en soos wat ons die brein en die liggaam, want die brein is nie apart van die lyf nie. Die brein en die liggaam bedraad, maar hulle kry om saam te werk. Ja. Verstaan jy, want die samewerking van jou sintuie, al jou sintuie, jou verskillende breindele en jou verskillende spiere is ongelooflik belangrik vir 'n kind om gereed te kan wees, om in 'n klas stil en regop te kan sit en te kan leer. Ja. So Dr. Melody, wat gebeur in 'n klaskamer wanneer 'n kind se brein en liggaam nog nie ontwikkelingsgereed is nie? Wat gebeur dan? Hulle het 'n gedragsprobleem. Okay. So, of dit lyk of hulle 'n gedragsprobleem het. Hulle doen nie eenvoudig nie wat hulle moet doen nie. Verstaan jy, gedrag is 'n produk. Dis 'n produk van werk hierdie lekker. En as hierdie nie lekker werk nie, sê 'n kind se gedrag vir jou, help my. Nie my ras nie. Ja. Moenie my verneder nie. Help my, want as 'n kon sou ek. Ek kan nie. So gedrag is die effektiefste manier om te weet, is die kind gereed vir dit wat die kind nou is. En as ouers dit sien, waar kan hulle aanklop vir hulp? Gewoon, weet jy, die juffrou is die eerste stop. Okay. Die juffrou is die eerste stop en die juffrou spandeer baie tyd saam met die kind. En elke goeie skool het altyd 'n ondersteuningsnetwerk van terapeute of mense wat 'n mens kan help. Ek is self 'n terapeut. Ons lei self terapeute op, maar dit is die huis in die klaskamer moet baie help. Geld is skaars. Ja. Tyd is min. Partykeer moet 'n kind by 'n terapeut uitkom, maar hulle kom nie by 'n terapeut uit nie, want daar's nie tyd om hulle te vat nie, daar's nie geld nie. Ja. Dan moet ons tussen die huis en die klas moet ons daai kind help, maar ons moet die beste help
is voor graad 1. So moenie die kind in graad 1 sit as die kind nie gereed is vir graad 1 nie, want dan kom die twak later aan. Ja, Gee die kind 'n kans om gereed te raak. Okay, en wat is van die grootste ontwikkelingsgapings wat jy by jong kinders sien? Wel, fisies beheer oor hulle eie lyf. Okay. Hulle sukkel regtig om regop te sit. Hulle Ja. eet so, hulle lees so, hulle kyk TV terwyl hulle lê. So fisiese ontwikkeling is ongelooflik swak. Taalontwikkeling is ongelooflik swak. Kinders hoor instruksies, maar hulle het nie baie gesprek nie. Ja. Verstaan? So hulle druk hulle self ontsaglik swak uit. So as jy swak woordeskat het, hoe gaan jy leer om te lees en te skryf? Nou sien ons die kind het 'n konsentrasieprobleem, maar as die kind, jy moet altyd onthou, daar's soveel konsentrasie in die brein nie regtig nie. Ek weet nie hoeveel is dit nie, maar ons sê net maar sommer is soveel. Ja. Konsentrasie gaan altyd eers in jou lyf toe, want as jou lyf iets oorkom, is jy dood. So die brein prioritiseer. So as jou lyf sukkel om regop te bly, dan gaan daar 'n groot hap van die konsentrasie, breinkonsentrasie, gaan op die lyf regop te hou. As jy onveilig voel in die klas want jy voel almal anders is slim en jy's bietjie dommerig, dan gaan daar nog 'n hap konsentrasie sien toe. Die kind het nie 'n konsentrasieprobleem nie, die kind het 'n ontwikkelingsprobleem. Tjoh. Verstaan jy? So 'n mens moet die so mooi sorg dat die kind stelselmatig ontwikkel. Hulle moet hulle babamylpale bereik. Hulle moet hulle ander mylpale oor jare bereik en elke ouer voel hulle kind is baie slim. En 'n mens stoei baie graag om jou kind in die volgende groep te sit. Dit voel so goed. Ja. Jy weet jy weet dit mens voel goed. Dit help nie jou kind nie, dit help jou nie. Dit help nie julle gesin of daai verhouding nie. So dis ongelooflik belangrik dat 'n kind stelselmatig, sistematies ontwikkel en elke jaar bereik wat bereik moet word. As die kind dit nie bereik nie, ons jaag nie iewers, daar is nie 'n tydsgrens nie. Ja, die departement sê die kinders moet in die jaar wanneer hulle 7 word in graad 1 wees. As die kind nie gereed is nie, kind nie gereed nie. Ja. Verstaan jy? So voorkom 'n herhaling later, want dis 'n dop, hierdie is nie 'n dop nie. Ja. Hier speel ons nog. Hier kom ons reg, hier ontwikkel ons. Ja, so wat sal die praktiese raad wees vir onderwysers en dan vir ouers, jy weet, vir daai ontwikkeling om plaas te vind as hulle sien daar is 'n probleem, wat kan hulle doen? Dit hang af van die probleem. So dis 'n baie moeilike vraag om te antwoord. Maar as mens tyd saam met die kind spandeer en die mense het 'n gesprek tussen ouer en onderwyser en dan kyk ons wat sien jy, wat sien ek? En as dit nodig is dan verwys 'n mens. So dit wys eintlik daai vennootskap tussen die ouer en onderwyser is belangrik. Ek sien met baie van ons gesprekke kom dit so uit, daai vennootskap is van kardinale belang. So 'n ouer moet daai onderwyser vertrou en andersom ook. Maar die onderwyser moet ook die vertroue werd wees, waardig wees. Definitief. Dan ek sluit dan af met my laaste vraag. So as ons oor 5 jaar 'n Ek sluit af as ons oor 5 jaar 'n merkbare verskil in grondslagfase leer wil sien. Wat moet ons nou anders begin doen? Ons moet oombliklik ons keuring geweldig streng maak vir enige iemand wat met 'n kind onder 6 jaar werk. Ons keuring vir onderwys onder 6 jaar behoort strenger te wees as mediese keuring. Ons sit die onopgeleidste mense met die swakste punte op skool wat bereid is om vir die minste geld te werk, om met ons kinders te werk in 'n tydperk wanneer hulle brein die heel meeste ontwikkel. Ons moet die heel kieskeurigste wees oor wie het met ons kind te doen van die oomblik dat hulle gebore is. Mediese personeel, ek praat nou van die verpleegpersoneel, maar die onderwysers, die versorgers. Dit is nie om 'n drukgang te maak van ons moet nou allerlei kurrikulums uitwerk vir onder 3, absolute loutere onsin. Maar 'n mens moet dit verstaan om te weet hoe skep jy 'n omgewing vir 'n kind om te gedei sodat hulle in daai 6 maande tyd, as ons wil hê grondslagfase moet anders wees, moet ons kyk wie kyk na ons kinders in die eerste jaar. Dit is die heel belangrikste. En ons moet kyk na skermtyd. Skermtyd, ons leef nou in 'n tegnologiese wêreld. Dit gaan nie weg nie. Ek kan nie my lewe indink sonder tegnologie nie. Maar 'n mens moet ongelooflik waaksaam wees. Ek is terug by die gesprek tussen ouer en kind. 'n Kind moet leer dink. 'n Kind moet leer onderskei wat is werklik en wat's nie werklik nie.
Kinders moet fantasie, dis hoekom hulle stories moet lees, want fantasie is fantasties. Dis al die ouens wat enigiets nog ooit ontwerp het ongelooflike vermoë om te fantaseer. Verstaan, om te droom. Ja. So ons moet dit aanmoedig. Weet jy, van maak my hart seer. Gaan kyk, gaan koop 'n bietjie kombuis speelgoed Ja. vir kleintjies, dan sien jy 'n 6-jarige kan nie daarmee speel nie, dis te klein. So waar ons in die kleuterskole 6-jariges fantasiehoekies gehad het, is dit Ja. nou tot op 3 en daarna moet hulle skielik groot kinders wees. So fantasie is ontsettend belangrik, want dis waar die oplossing vir die toekoms lê. Maar denkvaardighede kom uit die gesprek tussen ouer en kind. En dit kan enige iemand doen, jy het nie geld nodig vir dit nie. Ja. En kieskeurig wees, want ons mees belangrikste mens op hierdie aarde, mediese personeel, help om lewe tot stand te bring. Verstaan jy wat ek daarmee bedoel? Ja. Maar die onderwysers en onderwyseresse en natuurlik die ouers, tot op 6 jaar en daarna, is van kardinale belang om daai kind te vorm. Jy druk elke een sy vingerafdruk en bepaal die traject van 'n kind se lewe. Baie kieskeurig wees oor wie met 'n kleintjie te doen onder die ouderdom van 6. Ja. Dr. Melody de Jager, vreeslik dankie vir hierdie insiggewende gesprek. Dit was baie interessant vir my as ouer ook. So vir enige persoon wat hierdie gesprek interessant gevind het, of jy nou 'n ma of 'n pa is, 'n onderwyser is, stuur hierdie gesprek gerus aan verander en gaan volg ook die skoolondersteuningssentrum op Facebook, Instagram en TikTok. En dan, ja, ons sien julle weer 'n volgende keer. Ek is Leandie Brazzer en dit was Skoolslim.